dag gehad. Net sien of hy nou lekker connect hierso, lyk vir my daar connect hy nou lekker. Hartlike goeienaand julle, hoop julle almal het 'n wonderlike dag gehad. Baie welkom vanaand saam met ons. Ons wag net vir die mense 'n bietjie om op te klim. Ja, ons gaan vanaand so 'n lekker temaatjie aanraak, man. Gaan julle nie lank besig hou vanaand nie. Ek hoop maar die lig is net vir julle mooi. Hy's nie te kwaai, ek wil hom net so 'n bietjie opstel, dalk afstel, bietjie daar sit, so daar sy. Ons sien net gou vir almal 'n kansie om lekker op te klim hierso. Daar sê ek weet nie of die signals dalk 'n bietjie swak is hierdie kant nie. Kyk nou maar net, hy wys vir my slow connection. Sy Winnie Ann is op, daar klim hulle nou op. Hallo Wendy, gaan met jou, Winnie Ann, goed met jou, hallo Wendy, de Bruto, daar sy, julle baie dankie. Nou voel ek ook sommer beter as julle op is, dan weet ek nou die syne hardloop deur. Goeienaand Wikus, hoop het gaan goed met julle. Yes, ek groet sommer maar so 'n bietjie vanaand. Groet maar 'n bietjie lekker, ons het nogal 'n lekker tema vanaand, wat ons gaan oor gesels. Hoop julle dag was lekker man, was 'n lekker dag gewees. Ons gaan so 'n bietjie raai die eerste boek van die woord uit van God lees vanaand, daar uit Genesis. So ja, ons het nogal so 'n lekker temaatjie vanaand. Hallo Norman, klim so 'n bietjie op, dan groet julle daar. Deel hierdie video ook vanaand, dit is deel van ons evangelisasie om dit te doen. Hallo Thuis. Hallo Annelie Marie, hoe gaan dit? Hallo Letisa, goed en daar by jou. Gaan baie goed hierdie kant, dankie. Kan nie kla nie. Hallo Rita. Good evening, Tjena, Gilly. How you zit? Hallo Esther, goed met jou. Iets is vuil, ek kom nou agter, is my bril wat vuil is. Ja, goed met julle. Lekker man. Daar sê, Jesus, mense, ek nooi julle Sondag, moenie Sondag mis nie. Sondag gaan ons 'n lekker erediens hê. Sondag aand het ons 'n lekker live band, lekker praise and worship. So ja, kom wees deel saam met ons Sondag aand of Sondag laatmiddag ook. Hallo Annie, goed met julle. So ons gaan 'n bietjie gesels vanaand, dis nooit te laat nie. En ek besef so baie keer in 'n mens se lewe, vat 'n mens die lewe van selfsprekend en tog so kan 'n mens se lewe in 'n oogwink verander. Goed kan so vinnig verander. Ek word vanoggend wakker met die gedagte dat dit nou so min of meer 'n jaar terug is wat ek gehoor het ek is siek. En hoe dit 'n mens se lewe nou maal die goed maar in jou kop en jy dink daaraan en dan begin 'n ou se kop te maal na die onkoloog toe, daar waar die mense saam met jou sit en jy sien hoe mense se lewe verander, hoe baie siek mense is. En dan dink jy by jouself eintlik, maar weet jy, dis nie iets wat 'n mens elke dag of in die samelewing agterkom nie. Dis nie iets wat 'n mens beleef of sien in die samelewing nie. En so dan vat jy maar jou gesondheid en jou lewe van selfsprekend en 'n mens is God dankbaar oor dit. En ja, en so stap die Here dan met jou op pad en dan besef 'n ou eintlik, maar weet jy wat? So kom dit oor die eeue heen. In God se woord het ons dit ook gesien. Maar dan besef 'n mens eintlik dat jy kom agter dat is jy regtig gereed? Is 'n mens gereed? Sou iets gebeur? Sou jou lewe in 'n drastiese oogwink verander? Sou iets gebeur in jou lewe? En dit gebeur daagliks, ons sien dit. Hoe baie goed verander. Hallo Elnita. Dan wonder 'n mens eintlik, maar dis so belangrik as 'n mens vir iemand of vir jouself moet vra, is jou lewe gereed? En dit bring my toe terug na die gedeelte hoe Noag ook gepreek het en mense gewaarsku het. En as ons kyk na die geestelike agtergrond van dit, hoe die ark se deur toegemaak het. En ek wil vandag vir jou sê, ek wil jou vandag bemoedig, voordat die ark se deur toeslaan, maak reg met die Here, maak seker jou saak met die Here is reg. Ek wil vir jou sê, dis nooit te laat nie. En wanneer ons ook gaan kyk na die sleutelverse in die Nuwe Testament van Hebreërs 3 vers 7 tot 8, sê die woord van die Here, vandag, hoor wat sê hy, vandag, die klem lê op vandag, as julle my stem hoor,
verhard julle harte nie. En dit is my gebed vandag. Ek begin vandag deur te bid. Goeienaand Maritza, Lorika, dat die Here werklik waar 'n deurbraak sal maak in jou lewe en dat hy hierdie woord sal seën vandag. En dat ons ook sal sien in die samelewing dat hoe kosbaar dit is, maar hoe kosbaar jou siel is en hoe kosbaar jou ewigheidswaarde is en hoe kosbaar jou verhouding met die Here is. En hoe meer 'n mens verskonings het, en ek gaan nou daaroor praat, hoe meer kom jy agter, daar gaan 'n dag kom wanneer hierdie ark se deur gaan toeslaan. Die woord van die Here sê, goeienaand Jan, hoe gaan dit daar met julle? Die woord van die Here sê, every knee shall bow. Elke knie sal buig. Die moslim se knie gaan buig, die hindoe se knie gaan buig, die ateë se knie gaan buig, die Afrikaner se knie gaan buig, die Griekse mense, die Rooms-Katolieke, elke knie, hoor mooi wat ek vanaand sê, elke knie gaan buig voor God. Of jy gered is of nie gered is nie, die woord van die Here sê, every knee shall bow. En dit is baie belangrik, wanneer ons gaan kyk in Hebreërs 3 wat hy sê, daar toe en jy dit ook opgesit so. Sê hy dat, vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie. Goeienaand Jan, goed met jou en Fred daar. Hallo Linda. En dan in 2 Korintiërs skryf Paulus vir ons ook 'n baie belangrike gedeelte daar in hoofstuk 6 vers 2. Hy sê, nou is die tyd van genade. Nou is die dag van verlossing. En wanneer ons 'n bietjie kyk na hierdie wonderlike inleiding, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons die Bybel sê, daar gaan 'n dag kom wanneer God self die ark se deur gaan toemaak. Daar gaan 'n dag kom wanneer die Here self jy voor die regterstoel van God gaan staan. En wanneer ons kyk in Genesis hoofstuk 7 vers 16, en die wat ingaan het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees soos God hom beveel het. Maar hoor hier, en dan sê hy, en die Here het agter hom toegesluit. Het agter hom, good evening Sean, hom die deur toegesluit. God self het die deur toegesluit. Nie Noag nie, nie die mense nie, God self het die deur toegemaak. En daar gaan 'n tyd kom, en ek wil hê jy moet vandag hoor. Nou lê ek vanoggend en dink ek in hierdie hele gedeelte in my lewe, oor jaar terug, hoe my lewe was, hoe dit was, en hoe die Here saam met 'n mens was, hoe 'n mens gevoel het, hoe mense nog steeds voel. Môre gaan ek vir my 14de behandeling, môre sit ek weer tussen daai mense, en dan besef 'n ou eintlik, ja, dis eintlik sad. Dis eintlik so hartseer, dat siekte en dood geen ouderdomsbeperking het nie. Daar sit jong mense, daar sit ou mense. En weet jy wat, dan dink 'n ou, hoe baie bekeringspreke hoor mense nog vandag. En dan kyk jy en dan sien jy hoe Noag gepreek het, hoe hulle vir hom gelag het, hoe Noag gewaarsku het. Maar die ding is vandag is, wanneer ons mense waarsku, dan oordeel jy mos. Die mense wil mos nie hoor nie, hulle het mos hulle selfregverdiging in hulle self. Hoe Noag gebou het, hoe hy dit gedoen het, hoe Noag uitgeroep het, hoe die mense geroep het, en Jesaja kom by 56, 57 sê, 58 roep luidkeels uit na die Here toe. Hoe Noag uitgenooi het, hoe ons as predikers mense nooi, hoe jy mense nooi, hoe jy in jou eie familie met mense praat, hoe jy in jou eie familie mense waarsku, hoe jy vir hulle sê, kom kerk toe. As ons dit kan vergelyk, as ek vandag 'n vergelyking maak, en ek sê nie ek vergelyk nou die kerk met die ark nie, maar dis juis hierdie samekomste. Kom ons sê maar nou byvoorbeeld vandag, jou kerk, van waar ook al jy luister, is jou ark. Jou ark se deure staan nog oop vandag, want dit is wat Paulus vir ons daarso skryf in 2 Korintiërs 6. Hy sê, dis nou die tyd van genade, dis nou die dag van verlossing. So, weet jy wat, soos kom ons vat ons kerk, nou Limbus Gesinskerk se deure staan nog oop. Die deure is altyd oop, die deure was nog altyd oop. Die genade was oop, God se genade is nog daar, die uitnodiging is nog oop. Die uitnodiging is nog daar, dat jy jou moet bekeer en dat jy jou moet laat doop. Maar weet jy wat, dan sien ek in die woord van die Here in Genesis 7, dan sê hy, en die Here het agter hom toegesluit. Dan sien ons dat die Here self die ark se deur toegemaak het. Daar's Wendy, kyk daar, eers die huis vanaf. Goeienaand François, roep
luidkeels uit, hou nie terug nie, waarsku die mense. Weet jy wat, hoekom het die Here dit gedoen? As ons net gaan kyk in hoofstuk 6, dan sien ons daar eintlik die Here se hart praat met ons. Hy sê daar in Genesis 6:6, en die Here het berou gehad, of die Here het berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Hierdie liefdevolle God, hierdie God van liefde, jy wat weet hoe lief God jou het. Ek het nou die aand vir jou gesê, ek gaan nie die hele tyd vir jou sê, ag, God het jou lief, Jesus kom. Jy weet Jesus het jou lief. Jy moet begin om jou liefde vir Jesus te wys, en begin om jou deel en jou tyd in God se koninkryk te sit, en in sy ark in te kom, om sy aangesig te soek, en sy hart te soek, sodat hy nie berou het in jou lewe nie. Maar weet jy wat, maar die mense verhard hulle, en die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het, hoor wat sê hy, van die aarde af verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere. Maar dan kom hy en dan sê hy, maar in Noag het ek genade gevind in die oë van die Here. Weet jy wat, dis nie omdat God wreed is nie, nêrens sien ons dit nie. Hierdie God is 'n God van regverdigmaking, hierdie God is 'n God van eerbiedigheid. Ek dink nie jy besef wie God werklik is nie, en die krag van God nie. Nie omdat God onregverdig is nie, glad nie, maar omdat genade ook 'n tydperk het, en ek wil hê jy moet dit vanaand neerskryf. Ek wil hê jy moet hierdie vanaand weer hoor. Genade het ook 'n tydperk. Uitstel het ook 'n einde. Jy stel uit en jy stel uit en jy het verskoning op verskoning, maar ek wil hê jy moet hoor, daar gaan ook 'n einde aan dit kom. Waarskuwing het ook 'n limiet. Dis maar wat dit is. As kind was jy gewaarsku, 1 of 2 keer. Die 3de keer het jou bas gebrand. Miskien dalk die 2de keer by party ouers. Party ouers het net 1 keer opgepraat. Jy sien, daar is 'n limiet op waarskuwing. Ek sê baie kere ook, geduld het grense, man. 'n Mens het ook net soveel geduld met mense. Weet jy wat? Mense weet presies, God het hulle lief, die Here het hulle lief. Maar my vraag aan jou vanaand is, hoe lief het jy werklik vir God? Het jy God so lief dat jy nie jou hart sal verruil, dat hy berou sal hê vir jou nie? Sal jy vir die wêreld en sy dinge nie? Hoe lief het ek en jy die Here werklik? Ek sien in Johannes 3 vers 16 sê die woord, want so lief het God hierdie wêreld gehad. Maar in Genesis sien ons dat hy berou gehad, dat hy die mens gehad het. En toe stuur hy sy seun Jesus Christus, om vir my en vir jou te kom sterf aan die kruis. Is dit nie wonderlik nie? Ek dink as 'n mens kyk na hierdie, dan sien 'n mens eintlik dat God waarsku altyd voor die oordeel. Weet jy wat, God het nie skielike vloed gestuur nie. En tot in vandag se tyd ook, God stuur nie net sommer goed nie. Hy waarsku en hy gebruik dit nog steeds. Jare van waarskuwings, jare van genade, jare van roep, jare van uitnodiging, jare van geduld. Ek dink as 'n mens kyk, kom ons wees maar vanaand eerlik, hoe barmhartig en hoe lankmoedig is God nie? Hoe lankmoedig en barmhartig is God nie? Ek het al baie gedink, Here, wil U nie net maar kom nie? Jy sien, dis hoe ek dink. As ek sien wat die mens aan die ander mens doen, en wat die wêreld doen, en wat die natuur doen, en wat omstandighede doen, en wat siekte doen, en wat dood doen, en wat alleenheid doen, en wat hartseer doen, dan sê ek, Here, wil U nie net maar kom nie? Soos Paulus sê, Here, ek het 'n verlange, want is verreweg die beste om by U te wees. Ek het al gedink, is alright, ek is gereed om huis toe te gaan, ek dink dit sal vir my beter wees. Maar nee, nie vir die Here nie. Alles gaan aan soos sy tyd. Alles moet aangaan. Kom ek sê gou vandag vir jou, ons as mense sê altyd, naps môre, ek sal kom. Ek sal bietjie eendag jou diens kom bywoon, ek sal eendag 'n bietjie kom. Maar weet jy wat, eendag gaan kry jy die telefoon oproep, dis te laat. Eendag kry jy die telefoon oproep, maar daar slegte tyding. Net nie nou nie, later. Dis nie so ernstig nie. Ag,
Die kerk is vol skynheiliges. Daar's altyd hierdie verskoning. Maar weet jy wat? Ek wil vandag vir jou sê, net soos in Noag se tyd, hoor mooi, julle wat uitstel en die mense wat uitstel het hulle vernietig. Jy plaas 'n vernietiging op jou lewe. Hoor mooi, dis wat dit gaan gebeur. Of jy daarvan hou of nie, nie sonde alleen nie, maar uitstel. Van uitstel kom afstel. Jy kom nooit by die Here uit nie. Partykeer moet die Here jou, ek sê vir Monja ook nou die dag. Partykeer vat die Here jou rock bottom. Partykeer moet hy jou vat tot op die diepste, sodat jy eintlik kan besef, maar weet jy wat, ek is afhanklik van die Here. As ons kyk na die ark, as ons kyk na die kerk, wat is die kerk vandag? Die gebou is die kerk, is die fisiese aanbiddingsplek, maar dis die simbool van redding. Dit was die ark gewees. Hulle wat daar binne-in was, hulle wat in die teenwoordigheid was, hulle wat binne in die ark was, en dis waar ek ook baie kere veilig voel, wanneer ek daar in die teenwoordigheid van die Here is, saam met my mede-fellowship, mense wat saam met my fellowship, dan voel 'n mens veilig, 'n mens voel die verlossing, 'n mens voel die genade, 'n mens voel die ontkoming, en 'n mens voel die skuiling, en 'n mens voel net die krag van die Heilige Gees in jou teenwoordigheid. En dit is wat die Here vir ons gee. In die Ou Testament was die ark van hout gemaak, in die Nuwe Testament, en vandag is Jesus ons ark. Jesus is ons veilige rots, Jesus is ons veilige vesting. Ons kan by hom skuil. Deur sy bloed al die jare, dankie Here, ek wil eintlik sê, dankie Here, dat ek dalk miskien in die Nuwe Testamentiese tyd gebore is, in die tyd van Jesus se redding, sodat ek ook sy bloed en sy ervaring kan kry. Sy genade is die ingang van ons salvation, van ons redding. Sy liefde is die uitnodiging. Jy sien, wanneer jy daardie uitnodiging vat, bewys jy die teenoorgestelde aan hom ook, om te sê, maar weet jy wat, Here, ek het u ook lief. Maar daar gaan 'n dag kom, wat die deur nie meer gaan oop wees nie. Daar gaan 'n dag kom, wanneer die basuin gaan blaas, en die woord van die Here sê dit. Daar gaan 'n dag kom, wanneer die verganklike met die onverganklike bekleed moet word. Maar ek en jy vandag kan uitroep en sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? En ek gaan Sondag hieroor praat, ek wil nie veel oor dit sê nie. Wanneer ons gaan kyk na die grootste leuen van die vyand, die duiwel se leuen is, nie dat daar is nie 'n God nie, hy weet daar is 'n God, hy gaan nie vir jou vertel daar's nie 'n God nie. Maar hy gaan vir jou vertel, nog 'n bietjie party, nog 'n bietjie syp, nog 'n bietjie saam met die pellekuier, nog 'n bietjie verkeerde dinge doen, nie nou nie. Dis wat hy jou gaan vertel, later, eendag, môre. Maar so werk hy met jou, so speel hy met jou. Maar weet jy wat? Dan kom hierdie kosbare woord van die Here, hierdie Bybel, dan sê hy, vandag, as jy my stem hoor, verhard jou hart nie. Nie môre nie. Hy praat in die presence, hy praat in die teenwoordige tyd. Hy praat nie in die toekomstige tyd nie. Want môre is aan niemand beloof nie. Hy praat vandag. Hy sê, as jy vandag my stem hoor, verhard jou hart nie. En dit is belangrik. Nie eendag nie, nie môre nie, nie volgende maand nie, vandag. En dit is wat vir my so mooi is. Dis wat vir my so belangrik is. En dis hoekom ek vandag vir jou wil sê, dis nooit te laat nie. Dis nie te laat om jou saak met die Here reg te maak nie. Om reg te maak beteken nie, om reg te maak beteken, jy maak jou hart reg, jy maak jou verhouding met die Here reg, jy maak jou lewe reg, jy maak seker dat jou prioriteite reg is, jy maak seker dat jou verhouding met Jesus reg is. En weet jy wat, dan kom Jesus en hy herstel. En dit is wat so belangrik is. Nie tot perfeksie nie, maar met 'n oorgawe. Wanneer ek en jy hierdie oorgawe in ons lewe het, dan besef ons eintlik, maar weet jy wat, ons hoef nie perfek te wees nie. Ons sal nooit perfek wees nie. En Jesus verwag ook nie ons moet perfek wees nie.
Daarom is hy die ark. Daarom is hy die veilige vesting. Daarom maak hy seker dat ek en jy reg is en reg sal bly. Dis nooit te laat nie, mense. Ek wil jou vandag bemoedig. Maar die deur gaan nie vir altyd oopstaan nie. Dit gaan nie vir altyd oopstaan nie. So, dis nooit te laat om terug te keer nie. Nooit te laat om terug te keer nie. Maar weet jy wat? Maar genade bly nie vir altyd oop nie. En ek wil dit pertinent vanaand vir jou sê. Die genade van die Here gaan nie altyd daar wees nie. Die ark se deure is oop. Dit was oop en dit was toe. So ek wil jou vanaand sê of vra, is jy bereid om hierdie herstelling, om te herstel in jou proses waarin jy is? Is jy bereid vandag om vir jouself te sê, maar weet jy wat, redding is vir my ook moontlik. Ek moet nie meer uitstel nie. Want van uitstel, ek het nou gesê, baie, daar sê Hannelie ook, eendag is te laat, van uitstel kom afstel. God se hart is nie daarvan om ons te vernietig nie, maar hy is daar om ons te red. Dit is eintlik die groot deel van dit wat ek wil hê. God se hart is redding. Dit sien ons. Ons sien dit hier in die woord. Maar in Noag het ek genade gevind in die oë van die Here. Noag was 'n regverdige man onder sy tydsgenote. Noag het met God gewandel. Nou weet jy wat? Dis wanneer God begin om jou hart te herstel. Dis wanneer God kom en hy gee vir jou hierdie wonderlike liefde, hierdie hart. Dis wanneer God kom en hy haal hierdie hart van klip uit en hy gee jou 'n hart van vlees. En dan besef 'n mens eintlik, maar weet jy wat? Oor hierdie jare in Joël 2 kom hy ook dan, gee hy vir ons 'n wonderlike gedeelte. Ek wil net hier by Joël 2 kom, maar terwyl ek soontoe gaan, wil ek gou vir jou sê, dat as 'n mens daar gaan kyk na daardie belangrike, Wendy, jy kan vir my Joël 2, ek wil net hier so kyk, Joël 2, vers 25. As ons gaan kyk na Joël 2, dan sien ons die ernstige oproep tot bekering, en daar gaan praat hy met ons tot in vers 17, en dan die belofte van oorvloed. Jy sien, daar is woord. So wanneer jy bekeer en jy stap en jy wandel saam met die Here, dan sê hy, daar is 'n belofte van oorvloed. En jy moet dit hoor. Hoor wat sê hy in vers 25. Hy sê, en ek sal julle vergoed die jare wat die trek springhaan, die voetganger en die kaalvreter en die afknyper verslind het, my groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Hoor wat sê hy? Hy sê, ek sal herstel. God is 'n God van herstel. Hy sê, ek is 'n God wat jou sal vergoed. Dit is wat hy vir ons hier gee. En dit is wat so mooi is. Hy sê, ek sal hierdie verlore tyd wat verby is, sal ek vir jou gee. Ek sal hierdie verlore jare wat verby is vir jou gee. Hierdie verlore verhoudings, hierdie verlore identiteit sal ek herstel. Jy hoef dit nie te doen nie. Dis hierdie God van logistieke wat ons dien. Dis so wonderlik om dit te kan verstaan. Hy sê hierdie verlore hoop, dit sien ons daar. So kyk hoe mooi is dit. Weet jy wat? Ons hou nog baie kere vas. Christene en kinders van die Here hou nog baie vas aan dit. Hulle is nog baie kere gepla oor dit. O, jy sê maar soveel jare. Ek het ook al baie gesê, as ek maar net baie jare terug. Nee. Maar weet jy wat? God is in die herstelproses in dit wat jy nou is. So ja, weet jy, baie dankie. Ek is net opgewonde om vir jou te kan sê vanaand dat daar is vir jou 'n belofte van oorvloed. Ek en jy moet net wys dat ons lief is vir die Here en die Here het ons oneindig lief. Ek sê dit vanaand vir jou, jy weet dit. Dankie dat julle saam geluister het. Dankie dat julle Sondag in die ark gaan wees. Daar waar julle veilige vesting bring. Weet jy wat, dis daar waar jy baie kere, weet jy, as ek moet getuig, hoe baie die Here met my daar gepraat het, hoe baie die Here daar vir my soveel dinge gewys het. En dis 'n plek waar ek altyd wil wees, en altyd sal wil wees. Dis lekker in die ark, dis lekker in die huis van die Here.
Is lekker om saam met elke een van julle te fellowship en daar te kan kom en daar te kan wees. En dis wat ek vanaand vir jou wil sê, dis nooit te laat nie. Nooit in der ewigheid is dit te laat nie. Kom net uit by die Here. Kom ons luister nie meer na die leuen van die vyand en ons doen wat God wil en ons moet doen. Dankie, kan jy glo, jy's nog 'n week verby, ons dank die Here, as dit die Here se wil is, Deo Valente, dan sien ons mekaar, as dit die Here se wil is, dan Sondag, môre. Wat 'n woord, en ek wil vir jou sê, dit gaan 'n woord wees, en dankie ook dat jy regtig saam luister en saam bid. Ons bid vir elke een vanaand, ons bid vir elke een, ons bid vir mekaar. En as jy 'n behoefte het, gebruik ons gebedslyn, dit bly anoniem, dankie, dit kom goed deur, dit het gisterand ook hier 25:10 ook iemand my gebel wat ek moes voor gebid het, en het is lekker om vir hulle te kan bid, maar hulle het die vrymoedigheid gehad, en te besef, ons het die Here nodig. Jesus berei ons vir ons 'n plek voor. Yes, amen. Ek stem 100% saam. Dankie vir elke een, asseblief deel hierdie boodskap, elkeen moet dit hoor, elkeen moet tog net seker maak dat die woord en die Heilige Gees hierdie woord vanaand sal laat gaan, en om te weet dat die Here self die ark toemaak. Okay, next time English please. Alright, now I'm going to start preaching in English, so now I'm going to speak in Genesis 6, Sean, so Genesis 6, but I will do it next time. You ask for next time, I'll do it next time. Thank you. Dankie julle, kom ons bid saam. Here, dankie vir 'n wonderlike woord, dankie vir u tyd, dankie vir u lankmoedigheid, u barmhartigheid. Maar Here, dankie dat ons ook weet, daar gaan 'n dag kom wanneer die ark se deur gaan toegesluit word. 'n Dag wanneer elke knie gaan buig en elke tong gaan bely. Dankie dat ons, Here, werk instrumente kan wees om die evangelie, die boodskap, die goeie nuus, so that we can preach the good news of the gospel to people. Here, sodat mense tot inkeer sal kom, dat hulle tot bekering sal kom. Here, ek sê baie vir mense, kry eerder die duiwel as 'n vyand, maar ons wil nie u as 'n vyand hê nie. Daardie oordeel, daardie dinge wat gaan kom, as u vir hulle sê, gaan weg, ek ken jou nie. Maar ons wil dit nie hê nie, Here. Daarom sal ons doen wat u wil hê ons moet doen. We will go wherever you want us to go and say what you ever want us to say. We will obey. Ons sal gehoorsaam wees. In Jesus naam. Amen. Ja, daar sê dankie, daar gaan Wendy aan. Wendy, julle kan aangaan daar vir Engelsman Sean, hy sal dit vir julle, hy sal dit waardeer. Deo Valente, en dan sien ons mekaar Sondag. Jesus like julle.